As jy Bybel het, blaai saam met my asseblief na die boek van Markus. Markus hoofstuk 10, Markus het net 16 hoofstukke. En hier in hoofstuk 10, dan vind ons, Jesus is besig nou om aan die einde van sy lewe hier op aarde te kom. Dis nou binne omtrent 'n week vandat hy gekruisig gaan word. En hy gaan deur 'n stad met die naam van Jerigo. En ons het al baie van hierdie skrifgedeelte gehoor, maar ek voel net, wil vanaand 'n paar dinge uitlig. Mark chapter 10 verse 46 says, "And they, Jesus and his disciples, came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging." Nou ek wil net daar vir 'n oomblik stop. Ons het partykeer hierdie prentjie van die skare wat uit die stad uit beweeg saam met Jesus en 'n enkele bedelaar, Bartimaeus, wat daar sit en die spreekwoordelike pysie op die vark se bout is, jy sien hom dadelik raak. Dit was nie die geval nie. In baie van die stede in daardie tyd en selfs vandag sit die bedelaars amper op 'n streep en bedel en roep uit vir almoses. En ek wil jy moet dit onthou, want dit is baie belangrik, 'n bietjie verder wanneer ons sien wat die Here vir Bartimaeus doen. Want hy was nie die enigste bedelaar nie, hy was nie die enigste blinde of siek persoon daar langs die pad nie. Verse 47, "And when he, Bartimaeus, heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, 'Jesus, thou son of David, have mercy on me.' And many charged him that he should hold his peace." In ander woorde het hom gesê, jy moet stil bly. But he cried the more a great deal, "Thou son of David, have mercy on me." And Jesus stood still. Dis my kosbaar. Daar's 'n samedrom, daar's 'n lawaai, daar's chaos amper daar, want almal skree en praat en gaan te kere en hierdie man Bartimaeus roep uit, hy sê, "Jesus, jou seun van Dawid, wees my barmhartig." En Jesus het gaan stil staan. And commanded him to be called. En ek wonder vanaand, as ek net vinnig daar stop, mense sê, "Maar hoekom het Jesus nie net na hom toe gestap nie?" Jy sien, ek glo in my hart, dit was deel van die geloofsproses. Die feit dat Jesus hom gehoor het, die feit dat Jesus sy hart gehoor het die Here geweet, hier is moontlikheid vir 'n genesing, maar die Here wil net die finale toets vir hom gee, en hy sê, laat hy kom. En baie keer mense wat in die kerk sit, baie mense wat na preke luister, hulle hoor, hulle reageer, maar dan sal hy finale stap, waar jy net nog iets moet doen, dan huiwer ons, dan sê ons, miskien nie nou nie. And Jesus stood still and commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" En daar wil ek net sê, wanneer ons in bediening staan, wanneer ons in die hospitaalbediening is, wanneer ons vir mense bid en bedien hiervoor, moenie van selfsprekend aanvaar as iemand hier staan op krikke, wat hulle genesing wil hê en vry raak van die krikke nie. Jesus moes geweet het hy's blind. Ek seker Jesus kon gesien. Ek dink Jesus het geweet hy's blind, maar Jesus wou hê hy moet sy behoefte verklaar. Hy moet erken wat sy nood is, sodat die Here Jesus dit kan ontmoet. What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive
my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith has made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Ek wil vanaand praat oor, en toe hulle uitgegaan het, and as he went out. Wanneer ons daardie woorde hoor, when we hear he went out, wanneer hy uitgegaan het, dan spreek dit iets van 'n negativiteit, dat iets tot 'n einde gekom het. Want hy woord sê, hy begin, daardie skrif begin, hulle het in Jerigo ingegaan, en die volgende woorde sê, en hulle was op pad uit. Nou wonder ons, maar wat van alles wat in Jerigo gebeur het? Hulle het dan ingekom en nou skielik gaan hulle uit en waartoe gaan hulle? Wat gaan gebeur? Want ons wil eerder hoor van, Jesus, kom na my huis toe. Jesus, kom in my lewe. Maar wanneer ons hoor, hy is op pad uit. Dit bring effens 'n gedagte van finaliteit. Iets van laaste geleenthede. En ek dink vanaand, hoeveel mense sit in begrafnisdienste, luister na die woorde, luister hoe die Here na hulle uitroep, min wetend, dis dalk die laaste keer, want Jesus is op pad uit. Jy sien, soos ek gesê het, ons begin het, in hierdie stadium besef ons, Jesus is nou op pad na Jerusalem. Hy gaan deur Jerigo en hy sou daardie aand, nadat hy uit Jerigo uitgegaan het, sou hy oornag het in Betanië. He was going to sleep over in Bethany and his crucifixion was but a week off. He had also paused to win Zacchaeus over. En nou gaan hy aan. Hy's besig om voort te beweeg na die kruis. Sy gewildheid was besig om toe te neem. Die mense het hom toegejuig hier in Jerigo, en ons weet toe in Jerusalem ingekom het, het hulle palmtakke afgekap en voor hom gestrooi en gesing, Hosanna, Hosanna in die hoogste, hom erken amper vir die koning wat hy was en vandag nog is, voordat hulle hom 'n week later gesê, kruisig hom. Kruisig hom. Snaaks hoe ons so vinnig van gedagte kan verander, hoe vinnig 'n skare ons kan beïnvloed. En ek wil vir u sê vanaand, geliefdes, dat selfs ons jong mense moenie toelaat dat 'n skare, moenie toelaat dat 'n samedromme, moenie toelaat dat 'n menigte jou van jou vaste beginsels en oortuigings kom verander nie. Staan soos 'n paal bo water en sê, ek sal nie deur ander beïnvloed word nie. Ek sal op die waarde staan wat my ouers in my ouerhuis vir my geleer het. A shouting multitude are escorting him out of the city. Hulle is verby die hekke van die stad en hy gaan nou binnekort deur die poort beweeg, deur die berge op pad na Jerusalem. En ons vind dat tussen al die bedelaars en al die wat bedel en almoses soek, sit een met die naam van Bartimeus. Ek het al geleer, wanneer ons die woord lees, daar word baie keer gepraat van 'n sekere man of 'n sekere vrou, maar wanneer die Here deur inspirasie die skrywers genoodsaak het om 'n naam te noem, dan moet ons weet, dit is belangrik. Dit verpersoonlik dit 'n bietjie meer. Jy al agtergekom as mense jou net groet en sê hallo, 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 dan groet iemand jou en sê, hy noem my op jou naam. Jy voel, ek is nou 'n bietjie uitgesonder. Ek is nou nie net deel van die algemene groet nie. Maar Bartimeus is daar, hy's tussen almal. Bartimeus hoor die gedrom. Hy hoor, hier is iets aan die gang, hier is iets aan die kom.
And this was what we call a defining moment in the life of Bartimaeus. Dit was 'n definerende oomblik. Dit was 'n oomblik in sy geskiedenis wat hy altyd by hom sal dra en nooit sal vergeet nie. En ek wil vanaand vir u sê, enige mens wat met Jesus in aanraking kom, sal 'n definerende oomblik wees. Dit sal 'n hoogtepunt in jou lewe wees. It was explicit and beyond doubt, perception, misunderstanding, or confusion. Bartimaeus knew that today was his day. En hy hoor, dit is Jesus. Dit was nie 'n priester nie. Dit was nie 'n geneesheer nie. Dit was nie iemand van aansien nie, maar dit was Jesus. And we find something. He asks, what is the cause of the bustle? And they tell him it is Jesus of Nazareth passing by. And that name wakes strange hopes within him. Toe hy daardie naam hoor, toe dink hy terug, want Bartimaeus moes iewers al daarvan gehoor het. Die bedelaars en die wat lam is, die wat in al ander dorpe al aangeraak is deur Jesus, die nuus het versprei. En ek dink hulle het al baie keer daar gesit. En Bartimaeus het geluister hoe mense sê, o, daar in Betanië, daar in Jerusalem, o, daar in Bethlehem, daar in Nazareth. Ons het gehoor in hierdie dorp is 'n man, sy naam is Jesus van Nazareth. Hy het siekes aangeraak, hy het 'n blinde se oë oopgemaak. Weet jy, hy het tot 'n weduwee se seun uit die dood uit opgewek. Hy het 2 sissies se boetie, Lazarus, uit die dode laat opstaan. O, en ek dink elkeen het daar gesit met 'n brandende begeerte in hulle harte, met die hoop in hulle harte. If one day can Jesus not come into Jericho, and can he not pass me by, and I can receive a touch. En Bartimaeus sit daar en hy hoor die naam. Want die Bybel sê hy het nie uitgevra verder nie. So dit sê vir my, hy het iets daarvan geweet. Hy het nie gesê, Jesus van wie? Wie is hy? Toe hy hoor, dit is Jesus van Nazareth. It was a witness that had filtered down through the talk of beggars at city gates. And so, as Bartimaeus was used to crying out, have mercy on me, give me something. He comes and he says, Jesus, have mercy on me. There are 3 things we need to note about this cry when he said, Jesus, have mercy on me. Firstly, the clear insight into Christ's place and dignity. Die feit dat hy sê, Jesus, wees my barmhartig, sê, hy erken Christus se plek en sy hoedanigheid. The multitude said to him, Jesus of Nazareth passeth by, and that was all they cared to know. But he cried, Jesus, thou son of David. There was a distinct differentiation between what the crowd thought of Jesus and what Bartimaeus was convicted in his heart. Ek het al die verhaal vertel van die man wat hy het kleedkamers skoongemaak in 'n universiteit. En op 'n dag toe kom daar mense wat gedigte en verskillende stukkies van geskrewe boeke voorgedra het en daar staan toe 'n jong man op, 'n man wat die woord van die Here gestudeer het, en hy staan op en hy sê Psalm 23 en almal klap hande. En iemand het hierdie skoonmaker oortuig en gesê, man, neem jy ook in hierdie deel, en toe sy beurt kom in die program, toe hy opstaan en Psalm 23 ook voordra, toe hy klaar was daar nie 'n droë oog in daardie hele gehoor nie.
Mense is hulle harte aangeraak. En na die verrigting, na alles verby is, het iemand gevra en gesê, maar hoe is dit dat hierdie man wat so geleerd is, geskool is, geoefen is, om reg die woorde uit te spreek, om op die regte plekke te stop, om die uitdrukkings te maak waar dit moet wees, dat mense nie regtig beïndruk was, maar hierdie man, wat net opgestaan het en dit so uit sy hart gesê het en met oortuiging, toe sê hulle, daar's 'n verskil om van die herder te weet en om die herder te ken. En daarom vanaand kan ons sien dat Bartimeus besef het alles wat hy gehoor het. Hy het besef, hierdie is nie net 'n priester of 'n profeet nie. He didn't come and say, as others had said, if thou wilt, thou canst, or if thou canst do anything, have compassion on us. He was sure of the power and the will of Jesus Christ to change his circumstances. Secondly, the blindness of Bartimaeus had its compensations. Ons kyk baie keer en sê, wat 'n terugslag was dit. Wat 'n nadeel was dit vir Bartimeus, arme Bartimeus, hy kon nie Jesus sien nie. Maar jy sien geliefdes, baie keer, ons wat kan sien, het minder geloof as die wat nie kan sien nie. Sal dit regtig verander, as jy Jesus kan sien? Partykeer sê mense, as die Here net met my kan praat, met 'n hoorbare stem, sal ek doen net wat hy sê ek moet doen. Hoekom doen jy nie wat sy woord sê nie? Hoekom moet jy hom sien, om te kan doen wat hy al lankal vir jou gesê het om te doen? En Bartimeus kom, and we see that seeing Jesus does not produce faith. Maar die feit dat hy nie kon sien nie, het sy geloof eintlik versterk. And we find that he came and he recognized the dignity, the power and the will that the seeing multitude could not see. Daar was duisende mense. Die Bybel sê daar was 'n skare wat saam met Jesus uit die dorp uitgestap het. Ek moet vir jou sê, ek is seker daar was behoefte op behoefte, maar hulle kon sien, hulle kon voel, hulle kon ervaar, en ek dink dit het hulle geloof gekelder. Maar hier kom 'n man, hy is blind, hy kan nie sien nie, maar hy het gehoor. En geliefdes, dalk is dit net nodig vandag, dat ons moet hoor wat die Here vir ons sê. So many times we run after the miracles. We just want miracles. Mense gaan van een kerk na die ander, een stel dienste na die ander toe, op soek na die wonderwerke. Die tyd het gekom om op hom te soek vir die wonderwerke, maar soek die wonderwerker. When you look for the miracle worker, you'll find the miracles, but we do it back to front. But when I find him, and so many times we look for the blessings in the kingdom, but we don't want to spend time with the king. As my seun net poog die hele tyd om van my en sy ma te kry wat hy net wil hê, gaan dit vir hom baie mismoedig en frustrerend raak, maar wanneer hy poog om in 'n verhouding met my en Cherise in te bly en in te wandel en te luister wat ons sê en ons wil en wee behaag, en hy kom en hy wys vir ons, hy het ons lief, hy wys vir ons dat daar 'n verhouding is van liefde en samewerking, dan soek ons geleentheid om die lewe vir hom maklik te maak. Ons begin agterkom hoe hy praat, wat sy behoefte is, wat sy verlange is, en dan voordat hy nog hoef te vra, sy van die skool afkom, eendag bo op sy bed, is daar 'n geskenkie. Is dit nie wonderlik om te weet? Ons vra so baie vir dinge van die Here, sal ure ombid om te sê, Here onderneem net dit, Here doen net dit, maar in plaas
Die Psalm 23 al klaar vir ons gesê, ons kan al daardie dinge ervaar, as ons net oorgee, 'n oorgawe aan die leiding van die herder, Jesus Christus. Die skape vra nie. Die skape begin nie van 3:00 in die oggende te bler en te kere te gaan en sê, o herder, asseblief vat ons na weivelde van groen, neem ons na stille waters waar rus is. O herder, onthou net, bewaar ons van die wolf en die skape. Hulle doen dit nie, hulle is afhanklik van die herder. Hulle weet die herder het die vermoë om hulle te beskerm en vir hulle te sorg. En geliefdes, vanaand kom, dat ons net soos Bartimeus sê, Here, dat ek ophou met my emosies en my sintuie en my vlees U te probeer soek en U te probeer dien, laat ek kom en my hart net aan U oorgee, dat my en U verhouding 'n hartsaak beginne word. Thirdly, this cry of Bartimaeus throbs the sense of need that is deep and urgent. He individualizes himself and his need because Christ's power and willingness to help him, and because he has heard of so many who have, in like manner, received his healing touch, he comes with the cry, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. He says, have mercy upon me. Be merciful to me. He's saying, Jesus, regard my condition and my circumstances. The definition of the word mercy is compassion or forgiveness shown to someone to whom it is within one's power to punish or harm. Dis treffend, daardie definisie. Want dit beteken dat jy afhanklik is van hoe die persoon jou ag. Het jy al gevind? Jy kom na iemand en jy sê, ag, maar ek is so jammer, dan begin hulle preek afsteek. Hulle wil vir jou vertel hoe sleg jy jou behandel het, en al die tipe ding, hulle oordeel jou, en as jy daar wegstap, is jy nog steeds nie vergewe nie. Maar Jesus kom en hy het die mag. Hy het die mag om genade te toon of nie. Maar Jesus het nooit sy mag of gesag misbruik nie, maar hy het gekom om die wil van die Vader uit te leef. And we find as Bartimaeus cried out and said, have mercy on me, die skare het hom probeer verhinder. En 'n paar hoofstukke net voor dit, inteendeel net 'n paar verse voor dit, dan vind ons dat die disippels en ander die ouers probeer verhoed het om hulle kinders na Jesus te bring. Daar sal altyd iemand wees. Die duiwel sal altyd probeer om iemand te gebruik om te verhinder dat jy by Jesus uitkom. Ben het Vrydagmôre by die mannegebed gesê, hy sê sy kinders weet, hulle kan kom kuier. Hulle kan heeldag Sondag daar by hulle wees, maar wanneer dit kerktyd is, gaan hulle kerk toe, hulle kan saamkom of by die huis bly. En geliefdes, dit is die getuienis wat ons moet uitdra, en sê niks en niemand sal my keer om by Jesus uit te kom nie. And when Jesus heard the plea, die Bybel sê toe Jesus hom hoor, het hy gaan stil staan, and he commanded him to come. He called out and invited him, and the release of his need took place. Vers 50 kom en hy sê daar iets interessant. It says, and casting away his garment. Die bedelaars van daardie tyd het 'n kleed gedra, en daardie kleed het hulle warm gehou in die winter, daardie kleed het hulle beskerm van die son, daardie kleed het hulle uitgelê sodat die geld en almoses daar gegooi gaan word. Eintlik was hulle bekend deur hulle kleed. En die feit dat Markus kom en hy skryf dit neer. Hy sê toe Bartimaeus opstaan.
het hy ontslaag geraak van daardie kleed. Hy het sy kleed daar neergelê en weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat Bartimeus uitsonderlik sy geloof in Jesus geplaas het, want hy het gesê, he said, I'm not going back to that. I'm getting up. When I get to Jesus, I've got no business begging again. I've got no use for this cloak anymore. En geliefde, vanaand as die Here jou aanraak, kan jy opstaan en sê die verlede is verby. Ek gaan nooit weer terug na daardie lewe nie. He threw his garment off. He said, I'm finished with this. Never again will I be a beggar, because I've come to the all-sufficient one. I'm going to meet God Almighty because I know Jesus is more than enough. The essence of the story is that he came to Jesus. Hy het na Jesus toe gekom. Hy het na die enigste een gekom wat hom kon help. Hy het gekom in geloof. Want Jesus het 'n bietjie verder aan vir hom gesê, jou geloof het jou heel gemaak. Hebreërs sê vir ons, Hebrews tells us, when it speaks of faith, he says, he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Bartimeus, soos al die ander, het gehoor, dit is Jesus. Die ander wat kon sien, het gesien, dit is Jesus. Maar Bartimeus het gesê, ek wil hê wat hy vir my kan gee. Jesus asked him what he could do. He said, Lord, that I might receive my sight. Ek vra jou vanaand, wat is dit wat jy vanaand van die Here nodig het? Jy het op jou eie probeer, die jou eie planne jou nie kon help, net jy raad by iemand anders gaan soek. Maar vanaand het hierdie woord na jou en my toe gekom. Jesus vra vir jou vanaand, hy sê, wat kan ek vir jou doen? What do you want me to do for you? Daar's miskien goed dat jy vanaand moet aflê. Daar's dalk 'n kleed wat jy vanaand moet uittrek en sê, tot hier toe en nie verder nie. Dalk is daar iets wat jou vasvang, dalk is daar 'n versoeking wat jy nie van verlossing af kan kry nie. Miskien is daar 'n siekte toestand, miskien is daar vrees in jou harte, miskien is daar onsekerheid. Ek weet nie wat dit is, jy soek 'n aanraking in jou liggaam. Dalk sê vanaand, ek wil net weer in my geestelike verhouding met God verdiep, en ek wil net weer nader aan hom wees. Ek voel so ver van hom. Wat wil jy vanaand van die Here hê? En terwyl die musikante vorentoe kom. Though there was a multitude of people around, his cry brought attention to Jesus. Jesus will always respond to the cry of a desperate soul. And suddenly, it's as though he was the only one. Jesus dealt with him personally. Toe hy onverskrokke, ongeag wat die skare van hom gedink het, toe Jesus sien, hy wil persoonlik met my kontak maak, het Jesus die skare op sy gesit, gesê, Bartimeus, dis ek en jy. Bartimeus, I declare to you tonight, this is your defining moment. Because you cried to me in faith, I will deal with you personally, and I will meet your need. I will come to your level, but I will pick you up and take you to where you've never been. I will move you from where you are to where you need to be.
Vanaand is dit die versoekers van jou hart. En ek vra dat jy net daar sal sit, die oë sal sluit. En ons gaan vanaand 'n liedjie sing. Terwyl ons dit sing, wanneer jy reg is, wanneer jy voel, Here, ek wil nou my geloof in U plaas, vir wat die behoefte ook al mag wees. Miskien moet jy vanaand vir iemand in die bres staan. Dalk is daar iemand vanaand wat jy lief het, wat in nood is. En wanneer jy reg is, dan staan jy op en sing jy hom saam, in geloof en in vertroue, dat Jesus vir jou 'n wonderwerk kan doen. Want hy is die enigste een wat vir jou omgee, vir jou lief het, because he loves you so. Jesus is the one, yes, he's the only one. Let him have his way until the day is done. When he speaks, you know, dark clouds will have to go, just because he loves you so. And Jesus is the one, yes, he's the only one. Let him have his way until the day is done. When he speaks, you know, dark clouds will have to go, just because he loves. And Jesus is the one, yes, he's the only one. Let him have his way until the day is done. When he speaks, you know, dark clouds will have to go, just because he loves you so. Jesus is the one, yes, he's the only one. Let him have his way until the day is done. When he speaks, you know, dark clouds will have to go, just because he loves you so. And when he speaks, you know, dark clouds will have to go, just because he loves you so. Kom ons buig ons hoofde. Ben, sal jy net vir ons kom afsluit asseblief. Die Here seën jy, geseënde week. As kyk uit vir die volgende Sondag, moet dit nie mis nie asseblief. Die Here het 'n woord op my hart gelê en u gaan spyt wees as u dit mis. Asseblief nooi mense saam. Ons sien jou volgende Sondagmôre. Baie dankie, Ben. Ons buig ons hoofde. Here Jesus. Here, as ons werklik vanaand eerlik met onsself is, Here, en ons luister na die woord wat U vir ons gegee het. Here, iewers in ons lewe, Here, is daar tog 'n kleed wat ons weghou van U af. Here, en elkeen vanaand van ons wat hier is, Here, het U nodig, Here. Here, elkeen van ons het 'n plek in ons lewe waar ons uitroep na U om hulp, Here. Here, dat U vanaand vir ons sal wys daai kleed wat in die pad staan tussen ons en U. Laat ons hom kan neerwerp, Here Jesus, om nader aan U te kom. Here, baie dankie.
Here, vanaand wil ons net kom sê, Here, ons het U so nodig. Here, ons glo vanaand in U. Ons vertrou op U, want U is die enigste, U is die waaragtige. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons kon gehad het om in U huis te wees. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kon gewees het. Here, ek wil vanaand kom bid dat U Heilige Gees die naprediker sal wees. Here Jesus, elkeen sal aanraak. Here, gee ons die krag vir hierdie week. Here, die wysheid, Here, dat U lig deur ons kan skyn, Here Jesus. Baie dankie, Here. Ons is lief vir U, ons waardeer U en ons bid alles in U wonderlike naam tot ons Vader toe. Amen. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy gerechtigheid. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy gerechtigheid. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy gerechtigheid. Ek het die lig van God in my. Ek het die lig van God in my. Halleluja. Ek het die lig van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy gerechtigheid. Ek het